Ek wou my preek begin met 'n grappie, maar toe sien ek die leraars is hierso. Toe dink ek moet hom in elk geval maar vertel. So welkom by vandag se episode van die leraars is nie hier nie, so die jeugleier is nou baas. Ons is baie bly julle is veilig terug. Stefan van Mozambiek, Jan so 'n bietjie van verlof, baie welkom. Ek wil inkom en ek wil gou vir jou net hoor. So ons gaan so 'n bietjie opwarming doen en jy gaan net jou hand vir my vinnig moet opsteek. Wie hierso het almal tieners in hulle huis nou? Steek gou op jou hand asseblief. Wonderlik. Wie het tieners gehad in hulle huis? Laat ons sien. Wie gaan binnekort tieners in hulle huis hê? So jy sien dit kom, dis op pad. Okay. So ek praat met die regte mense vanoggend. Ek wil jy moet gou terugdink aan alles wat jy as ouer gedoen het toe jy 'n tiener was. Nou dis dalk bietjie foggy, bietjie ek verstaan nie lekker nie. Of dink gou as jy nou tieners in die huis het aan alles wat hulle al gedoen het. Toe jy hulle uitgevang het, toe jy hulle nie uitgevang het nie, of dalk is jy in 'n bevoordeelde posisie, as jy nie meer tieners in die huis het nie, om na die tyd te hoor wat hulle alles aangevang het, en jy staan terug en jy sê, is dit? Maar nou is hulle al groot, en jy kan nie regtig maar iets aan hulle doen nie, maar is baie interessant. Ek is nou op daai fase waar ek kan skoonkom en alles vir hulle vertel. En dan sien ek net my pa word al hoe gryser en gryser. As ek sê, dit het nie meer 'n effek op jou nie, hoekom bekommer jy? Maar dit is nou die tema van my preek. Ek wil die vraag vra, wat doen jy? As jy jou tiener uitgevang het, of as jy na die tyd hoor, dan, kom ons sê jy het hulle klaar uitgevang, is die eerste vraag gewoonlik, wat doen jy? Waarmee is jy besig? Maar dan kan ons die skrip so 'n bietjie flip en ek wil dit dalk bietjie na hart toe bring, wat doen jy as ouer dan in daai situasie? Nou ek, wie Dani is, was die soetste tiener op hierdie planeet aarde. Ek kan dit met volle vertroue sê, geen guilt nie, want onthou, jy word net stout verklaar as jy uitgevang word. As jy nie uitgevang word nie, dan is jy slim stout. So op papier kan ek met volle vertroue sê dat ek was regtig soet gewees. Almal wat op verlede jaar so 412 kamp was, mag niks sê nou nie. Watch vir my. Want soos wat julle weet, het ek groot geword op 'n plaas en vir die wat plase ken, weet dat hulle 'n lang grondpad gewoonlik voor jy by die huis aankom. So ek in my persoonlike tienergedagtes weet ek het huiswerk gehad. So ek is gewoonlik partykeer alleen by die huis of my boetie is iewers daar en ons speel dan nou saam PlayStation of enige games en wat ook al en ons doen nie regtig ons huiswerk nie. En in eksamens was dit nog lekkerder want altyd my ouers het gewerk, so hulle het genoeg vertroue in ons gehad dat ons gaan die regte ding doen. Ons gaan by een moet kyfie hou en kyk wanneer die kar aankom en dan wanneer hulle sien die bakkie draai in of die kar draai in, dan moet hy die ander ene waarsku en dan sit ons alles af en ons hardloop na ons kamers toe, die boeke word oopgeslaan en ons moet met 'n pen in ons kop en sukkel met hierdie som, ons kry dit nie reg nie. So ek was in daai bevoordeelde posisie om net vinnig weg te kom. En ek wil jou aanmoedig om asseblief Genesis 26 vers 1 tot 25 te gaan lees. Nou dis die verhaal van Isak, Abraham en Sara se seun, en hoe hy konflik hanteer het toe hy as 'n buitelander in die land van die Filistyne gewoon het. En hoe ek dit gaan terugbring na my tema toe, wat doen jy? Is want jy gaan sien dat baie van die uitdagings wat Isak geface het, is dit wat hy gesien het sy ouers doen. Tieners reageer nie op wat jy vir hulle alles sê nie, maar wat jy vir hulle alles wys. Nou baie ouers wonder in daai tienerfase en daai tienerjare, luister my kind nog na my? Die vraag is 10, of die antwoord is 10 nee,
Maar die ander vraag is dan, maak my voorbeeld nog 'n verskil? Ja. Baie vra, is dit dalk te laat om enigiets te verander nou aan my kind? Nee. Die goeie nuus is dat Isak se lewe vir ons wys dat kinders baie meer saamneem uit wat hulle ouers doen as uit wat hulle sê. Ons lees nêrens dat Abraham elke dag met Isak gesit het en lang lesings uitgewerk het nie, maar ons sien hoe Isak later dieselfde dinge doen wat hy sy pa gesien doen het. Die grootste invloed in 'n tiener se lewe is steeds 'n ouer wat sy geloof konsekwent uitleef. Tieners doen nie altyd wat hulle ouers sê nie, hulle doen wat hulle ouers doen. Nou uit hierdie Genesis gedeelte is daar 3 lesse wat ek vir ons wil highlight en wat ek graag so 'n bietjie vir ons wil bespreek. En les nommer 1 is dat Abraham het vir Isak geleer dat God altyd eerste kom. Maak nie saak wat hy in die gesig staar nie, God kom altyd eerste. Nou volg gou saam met my Genesis 22 vers 9. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het. Nou dis toe Abraham vir Isak moes gaan offer het. Bou hy daar 'n altaar en sit die hout daarop neer. Hy maak Isak vas en sit hom bo op die hout op die altaar. Vers 13. Abraham kyk op en sien 'n ram wat met sy horings in 'n bos vassit. Hy neem die ram en offer dit as brandoffer op die altaar in die plek van sy seun. Abraham het toe die plek genoem die Here voorsien. Hierdie naam het sedertdien 'n spreekwoord geword, op die berg van die Here sal voorsien word. Nou ek wil dit amper half so 'n bietjie profeties uitspreek oor die gemeente van ons wat nou hier op die berg is dat hierdie sal bekend staan as die berg waar God voorsien. Op die berg Moria het Isak nie gehoor dat God is belangrik nie. Hy het gesien dat God is belangrik. Hy het gesien hoe sy pa God eerste stel, al het dit nie vir hom sin gemaak nie. Want op pad na die berg toe het Isak vir Abraham gevra, Abraham, as ons nou gaan offer, waar is die lammetjie? Die Here sal voorsien. As ek nou die hout moet dra, ons het 'n lammetjie nodig. Hy het nie verstaan nie, maar hy het sy pa se voorbeeld gevolg, dat God kom eerste. Later, in Genesis 26, lees gou saam met my vers 24. Met sy aankoms daar, het die Here die aand aan hom verskyn, aan Isak. Ek is die God van jou pa Abraham, moenie bang wees nie, want ek is by jou en sal jou seën. Ek sal jou nageslag baie maak en hulle sal 'n groot nasie word. Ek sal dit doen omdat ek vir Abraham my diensknegt beloof het. Hoor gou wat doen hy in vers 25. Toe bou Isak daar 'n altaar en aanbid die Here. Hy het daar kamp opgeslaan en sy slawe het daar 'n put gegrawe. Later in sy lewe bou Isak altare en roep die naam van die Here aan, want dis wat hy gesien het Abraham doen. Tieners hoor elke dag honderde stemme. Ons almal eintlik hoor elke dag honderde stemme. Op TikTok, op Instagram, op YouTube, tussen vriende, onderwysers. Maar daar is een stem wat steeds die diepste indruk maak, en dis die lewe van 'n ma en 'n pa. As jou tieners sien, jy bid wanneer dinge moeilik raak. Jy lees Bybel, nie omdat dit jou plig is nie, maar omdat jy 'n lewendige verhouding met God aankweek. As jou tieners sien, jy bid selfs deur moeilike tye, dan leer hulle dat God is reëel. Hy's werklik. Hy's nie 'n opgemaakte storie nie. Jou geloof moet nie net op 'n Sondag sigbaar wees nie, maar dit moet sigbaar wees wanneer daai Maandag moeilikheid aan die deur kom klop. Jou voorbeeld is jou hardste preek. Les nommer 2. Sara het vir Isak geleer dat wagtyd is nie verlore tyd nie. Hebreërs 11 vers 11 sê, omdat hy geglo het, het Abraham saam met Sara, wat onvrugbaar was, ook krag ontvang om 'n kind te verwek. En dit nogal in sy ouderdom, omdat hy geglo het dat God sy belofte sou nakom. Isak was die resultaat van jare, en ek bedoel letterlik jare se wag.
Sara het geleer dat God sy beloftes hou. Al gebeur dit nie volgens haar tydsberekening nie. Hy sal nooit teruggaan op sy woord nie. Isak het groot geword met hierdie getuienis van nie net Abraham en Sara wat dit vir hom vertel het nie, maar van almal rondom hulle wat dit vir hulle vertel het. Imagine net gou, jy is ouer. Watse stories vertel jou vriende vir jou kinders? Dink gegaan aan daai braai, aan daai langs die rugbyveld. Watse stories dink jy vertel jou vriende vir jou kinders? Hoe jy as 'n lewendige getuienis op die ouderdom van 190 'n kind gekry het. Ja, ek het gesien hoe jou ouers deurdruk en hulle vashou en hulle self elke dag herinner dat God maak nie leë beloftes nie. Baie ouers raak moedeloos, veral in hulle tienerjare. Hulle wonder, wanneer gaan hy verander? Wanneer gaan sy net tot ons sinne kom? Wanneer gaan hierdie moeilike fase verby wees? Want ons het rus nodig. Ek kan nie nou wil grys word nie. Ek kan nie grys word voor ek plooie kry nie, maar hierdie kind, moenie ophou bid nie, mamma. Moenie ophou bid nie, papa. God werk dikwels in stilte. Wat jy vandag saai, kan eers oor jare vrug dra. Maar dit kan ook die boom wees waaronder jou kinders hulle krag weer gaan terugkry. Die laaste les nommer 3, is dat Abraham en Sara het vir Isak geleer hoe om storms te hanteer. Romeine 4 vers 20 tot 22 sê, Abraham het nie getwyfel aan God se belofte nie. Inteendeel, sy geloof het sterker geword en so het hy die eer aan God gegee. Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat hy beloof het. Inderdaad, God het Abraham regverdig verklaar, omdat hy geglo het. Toe Isak weggejaag was uit die land van die Filistyne, het hulle sy waterputte ook gevat, sy livelihood, sy channel vir voorsiening, waarna toe hy altyd teruggegaan het, en krag van gekry het, toe hy weggevat is, het hy God vertrou. Hy het nie teruggeslaan nie, hy het nie hou vir hou gespeel nie, hy het nie planne gemaak om hulle terug te kry nie, hy het net in stil gestaan, en gesê, Here, ek weet, want ek vertrou U. My krag kom nie van dit rondom my nie, maar my krag kom van God. En sodra jou kinders dit sien, gaan hulle dit ook doen. Hy het sy ouers gesien wat deur moeilike tye gegaan het, sonder om God te verlaat. Hy het geleer dat probleme verander nie God se getrouheid nie. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, my broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewinge beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter eintlik volhard, dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Jou tiener kyk nie net hoe jy aan sukses hanteer nie, maar hulle kyk hoe jy konflik hanteer, hoe jy teleurstellings hanteer, hoe jy finansiële druk hanteer, hoe jy kritiek hanteer, en hoe jy jou huwelik hanteer. Wanneer jou tieners sien dat jy kalm bly omdat jy God vertrou, leer jy hulle iets wat 'n universiteit nooit hulle gaan leer nie. Jy leer hulle geloof en vertroue. Jou reaksie in 'n storm word jou kind se handleiding vir sy eie storms. Abraham en Sara was nie perfekte ouers nie. Hulle het ook foute gemaak. Hulle het ook soms getwyfel. Hulle het ook verkeerde besluite gemaak. Inteendeel, hulle het regtig 'n paar foute gemaak. Maar een ding het hulle reg gedoen en hulle het God nooit laat los nie. En Isak het dit gesien. Dalk voel jy vandag dat jy het as ouer al te veel foute gemaak. Wel, ek is hier om vandag vir jou te herinner dat die evangelie gee vir ons hoop. God werk nie deur volmaakte ouers nie. Hy werk deur ouers wat bereid is om hom eerste te stel. Wat bereid is om verskoning te vra wanneer hulle verkeerd is. En om elke dag weer op te staan. Jou tiener het nie 'n foutlose pa of 'n ma nodig nie.
Hy of sy het 'n ma of pa nodig wat vir hulle wys hoe lyk 'n lewendige verhouding met God. Dennis Wheatley, snaakse naam, ek sukkel nou nog om hom uit te spreek. Dennis Wheatley het gesê, "What you leave in your children is more important than what you leave to them." Ouers, julle kinders kyk. Hulle luister. Hulle onthou. Die vraag is nie, is ek 'n perfekte ouer nie. Die vraag is, as my kind my lewe nou sou namaak, sou dit hulle nader aan Christus bring. Mag ons, soos Abraham en Sara, 'n nalatenskap van geloof los, wat ons kinders nie net hoor nie, maar elke dag sien. En mag hulle eendag, net soos Isak, die God van hulle ouers as hulle eie God leer ken. Sluit die oë, kom ons bid saam. Here, dankie dat in 'n rustyd of 'n vakansietydperk soos hierdie, Here, U ons as families net nader bring. Here, ons as families net kom seën. Here, en kom vasheg aan mekaar. Here, mag in hierdie week wat kom, mag dit 'n goeie week wees. Here, mag dit 'n great week wees. Here, nie net vir wêreldse standaarde nie, Here, maar omdat ons as families nader kom aan U. Here, ek wil bid en ek wil vir U vra om die naprediker te wees. Here, elke keer wanneer ons mekaar sien, wanneer ons kinders ons ouers sien en wanneer ons ouers ons kinders sien, Here, dat hulle God deur hulle sal sien. Here, kom beskerm ons en seën ons en gebruik ons. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Ek wil jou herinner om asseblief die onderste hek te gebruik vir die uitgang, en dan wanneer ons by die hoofpad aansluit, om asseblief vir ons links te draai en dan onder net by die casino weer op om enige iets te voorkom. Mag jy 'n fantastiese week hê en ontvang die seën van die Here. Mag die God van Abraham, Isak en Jakob jou kinders seën. Mag hy sy aangesig oor hulle skyn, omdat hulle jou voorbeeld volg. Mag hy vir jou krag gee, wanneer jy vir jouself die vraag vra, wat doen jy? Amen. Kom geniet 'n koffie saam met ons, sien jou volgende week.